nuus vanaand. Parlementslede vra vir hervorming om dobbelary hok te slaan. Kommer heers oor matrikulante wat te midde van geweld op die Kaapse vlakte eksamen moet skryf. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Dringende hervormings is nodig om die geweldige toename in dobbelary en dobbelverslawing in Suid-Afrika hok te slaan. Dit is volgens parlementslede wat aan 'n mini-debat deelgeneem het. Die tema was die dobbelkrisis in Suid-Afrika en die noodsaaklikheid van maatreëls om die dobbelsektor te reguleer om Suid-Afrikaners teen dobbelverslawing te beskerm. Die meeste LP's stem saam dat dringende stappe nodig is, soos 'n verandering in wetgewing rondom dobbeladvertensies en verhoogde belasting vir die sektor. Hulle sê dit is veral arm en kwesbare gemeenskappe wat die ergste geraak word deur ongereguleerde dobbelary, sowel as aanlyn by casinos. Die debat is deur Rise Mzansi aangebied. Volgens LP's het dobbelary nog 'n stil pandemie geword wat die land tuister. Dit ontneem nie net kwesbare mense van die bietjie geld wat hulle het nie, maar dobbelverslawing is besig om drasties toe te neem. 'n Onlangse verslag dui daarop dat Suid-Afrikaners R1000 miljoen in die afgelope jaar uitgedobbel het en dat die meeste dobbelverslaafdes tussen die ouderdomme van 30 en 45 jaar is. This is not just entertainment anymore. This is exploitation of the poor and vulnerable. And the winner every single time is the casino. Online betting apps. They've turned our country into one big casino. They lure young people, especially through sports betting. We live in a society ravaged by unemployment, illegal substance abuse and gender-based violence, alcohol dependency and record levels of household debt. The majority of Black South Africans live in despair and the gambling industry profits directly from that despair. Young people are increasingly lured into high-risk behavior by aggressive marketing, particularly through unregulated online platforms. We must limit gambling advertisement, especially during family hours between 5 a.m. and 10 a.m. Gambling advertising has become excessive and it has effectively turned every cell phone into a slot machine. We agree that fair regulation is urgently needed. We need to crack down on illegal gambling operators. And finally, we need to impose strict controls on influencer marketing and sports sponsorship that promote gambling to young people. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. Kommer heers in die Tshwane Metro en omliggende gebiede na 'n skerp toename in gevalle van ingewandskoors. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, die NICD, het bevestig dat verskeie mense in Hammanskraal, noord van Pretoria, en in Bronkhorstspruit in hospitale opgeneem is. Die siekte word veroorsaak deur 'n bakterie wat deur besmette kos en water oorgedra word en kan dodelik wees sonder behandeling. Volgens die DA moet die Tshwane Metro vinnig optree om die verdere verspreiding te verhoed. Volgens die Departement van Gesondheid is daar nog nie rede vir paniek nie en is die uitbreking tans onder beheer. Hy het egter 'n beroep gedoen op mense wat simptome toon om onmiddellike mediese hulp te versoek. Die NICD sê baie van die gevalle is in die Jubilee Hospitaal in Hammanskraal opgeneem. Die meeste is kinders en babas van so jonk as 8 maande. The two areas that we are investigating are Bronkhorstspruit and Hammanskraal. The Bronkhorstspruit cluster consists of 14 cases, all identified, 13 identified from Bronkhorstspruit Hospital and 1 from Netcare Bronkhorstspruit. In this area, we are seeing an average of 1 case per week, and this strongly suggests that there may be a persistent or intermittent source of infection. Die Gesondheidsdepartement sê ingewandskoors is endemies aan Suid-Afrika en geïsoleerde gevalle word jaarliks aangemeld. Mense wat simptome toon soos hoë koors, hoofpyn, maagkrampe en diarree word gevra om onmiddellik professionele mediese hulp te soek. Anyone who experience any of these symptoms, vomiting, diarrhea, body pains, stomach cramps, they must not try to self-treat or diagnose. They need to go to the nearest healthcare facility. This is a concern for the country because nationally we have already surpassed the cases that we have seen in 2024. In 2024, we saw a total of 139 laboratory confirmed cases,
but to date, in October 2025, we have seen 145 cases. Die NICD sê ingewandskoors is 'n ernstige siekte en daar is veral kommer oor die voorkoms daarvan in gebiede wat nie skoon drinkwater het nie. Die Gesondheidsdepartement het die publiek se samewerking gevra om te voorkom dat die siekte verder versprei en om alle gevalle dadelik aan te meld. Die vermeende baasbrein agter die massa-skietvoorval in Westbury in Johannesburg is in hegtenis geneem. Die 36-jarige man is vandag in Westbury aangekeer. Nog 'n verdagte wat Woensdag in hegtenis geneem is, het vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn in verband met die skietery waarin 2 tieners dood en 5 ander gewond is. Sy saak is tot Donderdag volgende week uitgestel vir 'n amptelike borgtog aansoek. Die polisie het verlede week se skietery as 'n bendeverwante aanval bestempel. Hulle sê 4 mans is op die tieners tussen die ouderdomme van 13 en 19 jaar losgebrand en toe gevlug. Die polisie se teenbende eenheid se eerste deurbraak was Woensdag toe 'n 20-jarige man by 'n hoërskool in Diepkloof in Soweto in hegtenis geneem is. Die polisie sê hulle vermoed dat die verdagte wat vandag vasgetrek is, die skietery beplan het. He was arrested on 31 October 2025. He faces 2 counts of murder and 5 counts of attempted murder. He is due to appear before the Johannesburg Magistrate Court on Monday, 3 November 2025. Een van die slagoffers is vandag begrawe, terwyl die ander een môre ter ruste gelê sal word. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het by die Kaapstad Sentraal Polisiestasie 'n strafregtelike klag teen die nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola, gelê. Adams het verduidelik dat hy inligting ontvang het dat Masemola na bewering sy familielede in diens geneem het sonder om die nodige prosesse te volg. Sommige van die lede van sy familie voldoen glo ook nie aan die vereistes vir hulle beroepe nie. Die National Coloured Congress leier, Fadil Adams, beweer dat generaal Fanny Masemola onder meer sy dogter, skoondogter en lewensmaat in sy kantoor aangestel het. Our sources say that this information is very, very reliable. This is why we've opened a criminal case and we've asked that this issue be transferred to the anti-corruption unit in Pretoria and they will finish the investigation and a prosecutor will decide if we're taking this thing to court. Adams het Masemola uitgedaag om op die beweringe in die openbaar te reageer. Hy sê die beweringe kan nie na die openbare dienskommissie of menslike hulpbronbestuur verwys word nie. How do you get 6 of your family members and an alleged girlfriend into high positions? Some of them with no experience, some of them with half experience, one of them with criminal allegations hanging over her head. Adams het vroeër van dese week 'n klag van myneed teen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, gelê. Die klag volg nadat Mkhwanazi 'n bewering wat hy voor die ad hoc komitee gemaak het dat die voormalige minister van polisie, Bekkie Cele, geld van die omstrede sakeman Vusimuzi Matlala gekry het, onttrek het. Die leier van die NCC beweer dat Mkhwanazi sy beweringe vroeër vanjaar bekend gemaak het om misdaad-intelligensiebeamptes as ook Masemola te beskerm. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Atlenda Mate, bevestig dat 'n dossier oopgemaak is en 'n speurder die aantuigings van Adams sal ondersoek. 2 DA-raadslede van George in die Wes-Kaap, albei dienend op die burgemeesterskomitee, het bedank om by die Patriotiese Alliansie aan te sluit. Die skuif stroop die DA van sy meerderheid in die raad en het tot gevolg dat 2 tussenverkiesings in die komende maande gehou sal moet word. Die Demokratiese Alliansie beskik nou oor 25 setels in die 55-lede raad. Met steun van die ACDP kan die DA op 26 stemme staatmaak, 2 kort van 'n meerderheid. So my keuse om die DA te verlaat was omdat die breinmense en die kooimense binne in die DA het geen stem gehad nie en dit is wat my besluit beïnvloed het om die DA te verlaat. Adams sê sy besluit gaan nie oor geld nie, maar om 'n stem aan gemarginaliseerde gemeenskappe te gee. Daar was geen oorkoppery gedoen nie. As ek geld gehad het, dan sou jy my vandag gesien het oorloop na Peugeot toe en 'n Peugeot bakkie gaan koop het, want ek is 'n Peugeot fan. So as ek geld gehad het, sou dit heel eerste wat ek sou gedoen het. Daar was well wishes gewees en obviously
Baie het probeer om my weer terug te kry, maar ek het vir hulle gesê ek is 'n menvas waar ek is nou. Die DA sê hy bly gefokus op dienslewering ondanks die politieke skommeling. Namens die DA Ooststreek uitvoerende bestuur wens ons die twee voormalige DA raadslede alle sterkte toe met hul reis op 'n nuwe pad. Die DA bly daartoe verbind tot volgehoue dienslewering aan al die inwoners van George. Of die DA sy meerderheid kan herwin en of die Patriotiese Alliansie verder veld sal wen, sal by die stembus beslis word. Tanya Krause, SAIK nuus, George in die Wes-Kaap. Ouers en teenmisdaadaktiviste is bekommerd oor matrikulante wat te midde van geweld op die Kaapse vlakte die eindeksamen moet aflê. Dit en ander nuus net hierna. Welkom terug. Teenmisdaadaktiviste op die Kaapse vlakte sê hulle is bekommerd oor skooliere en matrikulante wat eksamens skryf te midde van voortdurende wapengeweld in verskeie gemeenskappe in Kaapstad. Die Kaapse Vlakte Veiligheidsforum sê baie leerlinge is getraumatiseer en ouers is bekommerd dat hulle kinders in die kruisvuur kan beland. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê hy werk saam met die polisie, ander wetstoepassers en ander rolspelers om enige potensiële risiko's tydens die eksamenperiode te identifiseer. Dit was 'n moeilike jaar vir matrikulante soos Kenita Bestman. Sy is een van meer as 77,000 graad 12 leerlinge in die provinsie wat haar nasionale senior sertifikaat eksamens aflê. Sy sê hoewel die skietery in haar gebied afgeneem het sedert die begin van die eksamens, was dit moeilik om in die voorafgaande maande te konsentreer. Dit het 'n baie negatief effek op ons matrikulante. Van daar was 'n geskietery op ons skool en ek dink dat dit baie vir ons aan ons raak geeffek van ons kan nie reg gekonsentreer het. Gemeenskapsaktiviste in Tafelsig in Mitchells Plain sê meer polisiebeamptes en wetstoepassers word in die gebied opgemerk, maar hulle sê skote word steeds verskeie kere per dag gehoor. Baie kinders sal met eksamen skryf, hulle sal as ek met hulle praat, ek interview met hulle, en sal hulle sien hulle is baie bangerig. Hoekom? Ons moet skool toe loop, van hulle ons moet skool toe loop. Daar is wat kinders van sy ouers partyke wat op die enkel ouer wat hulle miskien nie geld het vir 'n taxi vir nie, hulle loop skool toe soos by Mitchells Plain High, Cedar High. En vir hulle is dit 'n fear because hulle is bang of hulle gaan geskiet raak deur die crossfire of whatever. Opvoeders sê hulle is bekommerd oor die impak wat die geweld op jonger leerlinge in die laerskool het. Die trauma vir die kind en vir die ander kinders wat dag in en dag uit die koels moet face, soos ons sê, is dit baie moeilik. En nou versoek ek persoonlik dat ons maatskaplike werkers vir elke skool in gebiede soos ons moet. En nou as daar sponsors is, funders is, asseblief kom aan boord. Kom en help ons kinders. Lango Hoërskool is een van 500 eksamenssentrums in die provinsie. We didn't have any incidents of violence per se, but just the effects from other communities because our learners are coming from outside Langa, some of them. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het matrikulante en ouers aangemoedig om in kontak te bly met hul skole en enige kommer te lig. Vanessa Puna, SAIK nuus, Kaapstad. En nou vir die markaanwysers soos vroeër omsluitingstyd. Die Khoi en San gemeenskappe sê hulle is ontevrede met die vordering wat gemaak is na aanleiding van 'n ondersoekverslag van die Menseregtekommissie wat byna 8 jaar gelede vrygestel is. Die 2017 verslag het onder meer aanbeveel dat die woord colored uit amptelike dokumente verwyder moet word, dat Khoi en San leiers erkenning moet geniet en dat stappe gedoen moet word om die tale beskerm en te bewaar. Die Menseregtekommissie en verskeie regeringsdepartemente het die gemeenskappe ingelig oor die vordering met die implementering van die verslag.
Koi en San leiers is nie gelukkig oor die vordering met die implementering van die aanbevelings nie. As daar enige vordering is, dan dink ek dat ons weet nie daarvan nie. Ons praat nie van 8 jaar, maar ons praat van 2015, wat absoluut niks aan gedoen is nie. Ons kan nie praat van die TKLA nie, want die TKLA is nog nie in werking nie. So absolutely is daar niks gedoen, niks vordering is gedoen nie. Daar is te min vir ons mense gedoen. Kyk nog tot vandag toe, op ons taal. Kyk die Namataal. Dit word nie erken nie, en meeste van ons Khoi en San mense praat Namataal. Baie kon al gedoen gewees het as die Human Rights Commission net hands-on was en die onderskeie departemente gedruk het om na die party toe te kom om hulle deel te doen. Die Menseregtekommissie sê daar was tot dusver gemengde suksesse ten opsigte van die implementering. But there's quite a number of recommendations actually that have not been properly implemented. For example, issues of language, curriculum design. There's something that is lagging behind. But insofar as the recognition of the language, PenSalb has actually done a lot of work insofar as. But the truth of the matter is some of these recommendations have been partially implemented, some fully implemented, but unfortunately there have been conditions as to why they have not been implemented. Meeste aanbevelings moet deur die departement van samewerkende regering en tradisionele sake aangebring word. As a commission to look in terms of the issues of the Khoisans for their recognition. So there has to be a framework that legitimizes their recognition. So without that particular framework or non-compliance with the commission's terms of reference, we will be found wanting because it is there to guide the process. Die Khoi en San gemeenskappe sê hulle hoop hulle sal nie nog 'n dekade hoef te wag voordat die aanbevelings ten volle geïmplementeer word nie. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Appington, Noord-Kaap. Bly by ons ingeskakel vir nuus uit die Protea vroue se kamp. Die afrigter van die vrou Proteas, Mandla Mashinbi, sê dit is belangrik vir die span om kalm en rustig te bly voor die eindstryd van die IKR se vroue kriket wêreldbeker toernooi wat Sondag beslis word. Suid-Afrika sal teen een van die gasheere en tweemalige naaswenners Indië in Navi Mumbai meeding. Die Protea afrigter Mashinbi sê dit is normaal dat die senuwees aan die span sal knaag voor die belangrike wedstryd. Dit is die eerste keer dat die Protea vroue tot 'n wêreldbeker eindstryd deurgedring het. Nerves are something that it's innate with us as beings. But I think what we need to do and make sure that we do is understanding that nerves are our ally, not our enemy. It's important that you actually do get the nerves because it shows that you care. But it's also embracing them and actually use that energy for good. Mashinbi het die afrigter leiersels in November verlede jaar oorgeneem en kon daarin slaag om die beste uit sy span te bring. I'm actually learning a lot as a coach because it actually allowed me to develop certain skills that I didn't know that I had working with the ladies. But you know, cricket remains cricket. The same language that I use with the boys is the same language I use with these girls. You know, it just, for me as a coach, it actually has made me grow in certain areas of coaching that I probably wouldn't have used in the men's space. Die Proteas het 34 keer teen Indië in eendagwedstryde te staan gekom, waarvan Suid-Afrika slegs 13 wedstryde kon wen. Pakistan het die Proteas behoorlik op hulle baadjie gegee in hulle tweede toets in die T20 internasionale reeks in Lahore. Hulle het die Suid-Afrikaners met 9 paltjies geklop. Die Suid-Afrikaners het eerste gekolf en het slegs 110 lopies aangeteken voordat almal uit was. Dewald Brewis met 25 het die meeste lopies vir die Proteas behaal. Die uitslag beteken dat die reeks nou gelyk op 1-1 is. Die beslissende wedstryd word môre ook in Lahore gespeel. Die Springbokke sê hulle gaan nie hulle eerste teenstanders in die Europese toer onderskat nie. Suid-Afrika pak môre Japan by die Wembley Stadion in Engeland. Die Bokke gee toe dat die Brave Blossoms al goeie rugbyspanne geklop het en wil dus nie te gemaklik raak nie.
Die kragmeting teen Japan is die eerste van 5 toetswedstryde op die Bokke se Europese toer. They've got players that are dangerous to punish you. So the key thing for us, irrespective of the conditions, the chances that it might also rain and be wet. So once again, I think the key thing for us is to make sure that we've got a good foundation when it comes to our set pieces and also playing in the right areas. That's going to be our main focus, because of, once again, if you look back again, 2019, what these guys have achieved, they've beat teams like Ireland when they're playing at home, they beat Scotland. I don't want to go too far on 2015 of what happened, when they played against us. But I know one thing for sure, because of Eddie Jones is there as a coach, they will also draw inspiration from that game. Honderde skoolkinders, amptenare, ondernemings en lede van die gemeenskap het aan die 2025 ysemmer uitdaging in Mosselbaai in die Wes-Kaap deelgeneem. Die plaaslike organisasie Eden Protocol het verlede jaar meer as 900 deelnemers gelok in 'n nie-amptelike wêreldrekordpoging en die byeenkoms groei jaarliks. Die coolste uitdaging van die jaar. Die organiseerders het 'n hoendervleiservaring beloof en hulle het hul woord gestand gehou. Dit beteken so baie vir die dorp en vir die mense en dit wat ons insamel vir die kinders in die area wat dit so nodig het. Dat kom ons maak dit 'n jaarlikse ding, kom ons maak dit iets wat uniek is aan Mosselbaai en so trek ons die mense bymekaar en sê luister, ons stap uit ons gemaksone uit en ons beweeg in vir ander mense wat nie so gemaklik is soos ons nie en op die manier bou ons 'n brug tussen gemeenskappe en ons saffer 'n bietjie saam as jy dit nou so wil stel. Selfs die burgemeester het die uitdaging aanvaar. Alles vir 'n goeie doel wat die harte verwarm het. En vandag is alles oor pret, maar agter dit natuurlik is die fondsinsameling aksie waarmee ons betrokke is vir die Ironman for Kids saam met Eden Protocol. Dis 'n wonderlike inisiatief en dit is wonderlik om te sien hoe mense in ons dorp hande vat en saam staan om 'n beter lewe vir almal in ons dorp te help bewerkstellig. As entoesiasme in emmers gemeet word, het hierdie kinders beslis die rekord oor en oor gebreek. Hoe voel jy nou? Koud, baie koud, maar baie energie. Red en opwindendheid met vriende en die geleentheid om iets te kan doen in 'n gemeenskap. Die fondsinsameling gaan vir kinders mos met die marathon en dit was 'n lekker manier om geld in te samel en ek dink is vir 'n goeie idee vir volgende jaar. So Vanjaar het skole in die dorp aanlyn deelgeneem en nog meer beplan om volgende jaar saam in die koue pret te deel. Van Emmers Ys tot Emmers Hoop. Die fondse gaan aan Ironman for the Kids, waar elke blink druppel help om kinders se lewens 'n bietjie te verhelder. Tanya Krause, SAK nuus, Mosselbaai in die Wes-Kaap. En dis dan al vir vanaand. Ons is môre aand om 6:15 terug op SABC2. Mooi aand verder. Totsiens.